So hoe ek hier beland het is eintlik 'n lang storie. Ek het altyd gesoek vir 'n naweekplekkie naby aan Pretoria. Seker vir 'n jaar lank rondgekyk op allerlei eiendomsplatforms en toe sien ek nou 'n plekkie wat vir my nogal mooi was. En op die beskrywing van die plek staan daar toe excluding Chaya project. Nou ja, wat is dit? Wat is Chaya? Maar ek hou toe van die plaas hier en ek skiet toe deur en ontmoet die eienares van die plaas en hier staan die boompies. En ek sê vir haar, wat is dit? Sy sê, het jy nog nooit gehoor van Chaya? En sy het toe 'n oproep gevat of iets en ek Google toe, wat is Chaya? Toe kom ek agter wat 'n ongelooflike miracle plant, 'n wonderwerk plant hierdie is. En toe sê ek van ek soek eintlik net die plant. So ek het toe die plant by haar oorgekoop. Sy het toe baie navorsing al voor die tyd gedoen oor Chaya. So binne 'n week of so moes ek toe 'n plaas kry wat hierdie een is en al die boompies is hiernatoe geskuif. Al haar boompies, ons het intussen nog geplant. Maar dis hoe dit alles begin het en dis nou net langer as 'n jaar gelede. Nou is ek in die Chaya boerderybedryf, believe it or not. Toe ek die vorige eienaar ontmoet het, van daai boompies, van die plant, naam is Sharon, toe Sharon my gesê, sy het 'n room waarmee sy geëksperimenteer het en hoe ongelooflik goed hierdie room werk. En ek het 'n bietjie gekry van haar af as 'n sampeltjie wat ek toe self gebruik het en toe agtergekom het hoe ongelooflik goed dit is vir velprobleme. So sedertdien het ons nou spesifiek die room en ons nou spesifiek die poeier. Daar's 'n hele paar ander goed wat ons nog wil doen met die Chaya, maar op hierdie stadium fokus ons op die room en hierdie ongelooflike poeier. So ons probeer hierdie produk van ons so natuurlik as moontlik hou. So omtrent die enigste ding wat in die spesifieke room gebruik word wat nie 100% natuurlik is nie, is 'n shea basis, wat die roombasis natuurlik nou is. Maar verder is dit essensiële lemoenolie en dit is die blare. So wat ons doen is en dis 'n storie. Jy weet hierdie bome gee nie net vir jou hulle blare nie. Jy weet hulle gee net vir jou soveel op 'n slag. Jy kan nie al die blare vat nie. Die blaar moet so groot wees soos jou hand voordat jy hom kan pluk. En dan moet hulle nou in olyfolie lê vir 'n paar weke en dan word dit nou geïnfuse met hierdie blare. En dan vat ons nou die olie en ons maak die room. Die poeier word gemaak 100% deur die blare te droog. En as die blare nou droog is, dan word dit letterlik gemaal en dan maak ons nou die poeier daarvan. Maar dit is 'n storie om uiteindelik die produk op die mark te kry. En ek glo altyd vir goeie dinge moet jy wag. En hierdie plant laat jou wag vir. Die ding met Chaya, dit kom oorspronklik uit die Yucatan area uit in Mexico. Waar dit gesien is as 'n baie geharde boom. En ek het toe gedink, yes, die goed moet verskriklik gehard wees. Hulle pas baie goed aan hier in die Bosveld. Hulle is mal oor die weer. Toe kom die winter. Ek was nogal by in die bos gewees, toe bel my plaasbestuurder, sê hierdie bome haat die winter. Ons sal moet 'n plan maak. So ek moes toe vir elkeen 'n rokkie gaan koop. Elkeen het sy rokkie gekry en die hele winter het ons so deurgegaan, maar ons moes leer op die harde manier. Toe ons aanvanklik die bome geplant het, hulle het daai proses van skuif gehaat. Ons het seker 500 bome verloor in die proses. So jy moet die hele tyd vir hulle ou watertjie gee en die hele tyd kyk dat hulle regop staan en die hele tyd kyk dat hulle nie koud kry nie. So dit is 'n letterlike voltydse werk om daai paar boontjies van ons lewendig te hou. Hoe sê jy vir mense wat hierdie bome kan doen, wat hierdie blare kan doen? Hoe draai daai boodskap oor? So ek het aan die begin self geworstel met daai vraag. Mense weet nie wat is Chaya nie. Nog nooit hulle lewens gehoor van dit nie. Hulle het gehoor van moringa en al die ander goed. Maar Chaya was vir hulle vreemd. So my eerste stap was gewees om self persoonlik vir mense te gaan vertel van Chaya. So ek het gedink, kom ons skryf vir ons 'n paar houertjies Chaya en ons laat druk vir ons 'n paar T-shirts en ons gaan in die bos toe. So by die einste in die bos het ek toe 'n stalletjie gehad en ek het persoonlik vir mense vertel van Chaya. En vir hulle gesê, daar's 'n rede waarom duisende jaar gelede die Mayans dit gebruik het. So ek het onder andere 'n vrou gehad wat daar opgedaag het met verskriklike ekseem op haar arms. Sy het die produk gekoop en die volgende oggend, voordat ons by die stalletjie uitgekom het, was sy eerste dag. En sy het onder die seil ingekruip en 2 potjies gevat en die geld daar gelos.
en vir die bure gesê, ek so jammer ek het dit nou gedoen, maar die goed werk. So ek moet nou terugry Pretoria toe, so ek moet nog van die goed kry. So ek het besluit die hoof ding wat ons moet doen is om ambassadeurs te skep. So elke persoon wat ons produk koop, moet 'n ambassadeur word. Hulle moet beïndruk wees met wat die produk kan doen. Want daai persoon sê vir almal by die braai of die haarsalon of waar ook al hulle is, sê hulle dat Chaya werk. So ons het klein testimonial videoetjies gemaak van hierdie mense, self gery in baie gevalle, mense opgeneem en gesê, wat dink jy hiervan? Onder andere Rina Hugo, legendariese Rina Hugo, wat teruggekom het gesê, dit werk ongelooflik goed vir haar man, Johan van Rensburg. So ons produk is tans beskikbaar op ons webtuiste, en dan is ons produk ook beskikbaar by Delicioso restaurant in die Doringkloof Mall. My beste advies aan enige jong entrepreneur is, vergeet van jou sosiale lewe. Daar is nie iets soos ure nie. Jou ure word bepaal deur jou kliënte. Wanneer hulle iets benodig of soek, dan moet jy dit aan hulle kan voorsien. En die belangrikste is, in die tyd wat jy dink jy af het, moet jy werk aan waantoe ek my produk volgende kan vat. Wat kan ek nog doen? Wat kan ek bysit? Jy kan nooit ophou dink as 'n entrepreneur aan die volgende stap nie. 1 voet in die nou en 1 voet in die toekoms. Anders gaan jy dit nie maak nie.